Hallo almal en baie welkom. Is julle reg om julle breine 'n bietjie te oefen? Hierdie is ons spesiale oefenvasvraag om seker te maak julle is heeltemal gereed vir daai NWT-eksamen. So, kom ons spring sommer dadelik weg. Vandag gaan ons saam deur 'n paar vragies werk wat julle gaan help om alles te onthou wat julle oor klank geleer het. Dis glad nie 'n toets nie, moenie bekommerd wees nie. Dink daaraan as 'n prettige opwarmingsoefening vir jou brein. Goed, die reëls is super maklik. Eerstens, ek gaan 'n vraag lees. Tweedens, dan gee ek jou 5 sekondes om die antwoord in jou kop te kry. En derdens, ons wys die antwoord en gesels vinnig daaroor. Klink goed? Reg, kom ons begin. Reg so, ons eerste ronde fokus op 2 baie belangrike dele van klank, volume en toonhoogte. Dit gaan alles oor hoe hard, sag, hoog of laag 'n klank kan wees. Is julle gereed? Want hier kom die heel eerste vraag. OK, dink 'n bietjie mooi. Wat presies is volume? En watter soort klankgolwe maak 'n regtig harde klank? Jy het 5 sekondes. 5, 4, 3, 2, 1. Presies, volume is doeteenvoudig net hoe hard of sag 'n klank is. En die belangrike ding om te onthou is, hoe groter die klankgolf, hoe harder is die klank. Dink aan 'n groot brul teenoor 'n klein fluistering. Mooi so. Goed, hierdie een volg op die vorige vraag. So, as groter klankgolwe harder klanke maak, hoe maak 'n mens daardie klankgolwe groter? Dink vir 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dis die antwoord. Dit gaan alles oor energie. As jy harder skree of 'n drom harder slaan, sit jy meer energie in. En daai ekstra energie maak groter golwe, wat dan weer 'n harder klank beteken. Sien? OK, volume is nou in die sak. Kom ons kyk na die volgende groot idee. Wat wys toonhoogte? Dink aan die Engelse woord pitch. Reg, jy het 5, 4, 3, 2, 1. Korrek, dis presies dit. Toonhoogte vertel ons of 'n klank hoog klink, soos 'n voeltjie wat chirp, of laag, soos 'n groot leeu wat brul. Dis die hoog en die laag van klank. Nou hierdie is 'n superbelangrike een, so spits julle ore. Wat doen die vibrasies anders vir 'n hoë klank as vir 'n lae klank? Dink mooi. 5, 4, 3, 2, 1. Fantasties, julle het dit. Vinnige vibrasies gee vir ons daai hoë klanke, soos 'n muskiet wat hier by jou oor gons, en stadige vibrasies gee vir ons die lae klanke, soos 'n groot basdrom. Onthou, vinnig is hoog, stadig is laag. Reg, laaste vraag vir hierdie ronde. Dink aan 'n gitaar of 'n viool. Hoe sal jy dit 'n hoër noot laat speel? Gee my 2 maniere. Goed, 5, 4, 3, 2, 1. Uitstekend. Jy kan die snare stywer trek want 'n stywer snaar vibreer vinniger. Of jy kan 'n kleiner instrument gebruik. Dink aan die verskil tussen 'n klein ukulele en 'n groot basgitaar. Die klein een se snare is korter en maak 'n hoër klank. Julle doen briljant. Goed, julle het die eerste ronde kaf gedraf. Nou vir ons tweede en laaste ronde. Hierdie een gaan oor iets baie belangriks, geraasbesoedeling en hoe ons ons ore veilig hou. Wat presies beteken daardie groot woord geraasbesoedeling? Kom ons dink daaroor vir 5, 4, 3, 2, 1. Baie mooi. Die belangrike woorde om hier te onthou is hard, onaangenaam en skadelik. Dis nie sommer enige harde klank nie. Dis klanke wat so sterend is dat dit sleg is vir ons, veral as dit lank aanhou. Net soos ons lengte in meter en sentimeter meet, het ons 'n spesiale eenheid om te meet hoe hard 'n klank is. Wat noem ons dit? Jou tyd begin nou. 5, 4, 3, 2, 1. Ja, dis die desibel. En ons skryf dit kort as 'n klein d en 'n groot b, dB. So volgende keer as jy iewers dB sien staan, dan weet jy dadelik, aha, hulle praat van hoe hard 'n klank is. Nou, hierdie is 'n baie belangrike veiligheidsvraag. By watter desibel vlak begin klank gevaarlik raak vir ons ore? 5, 4, 3, 2, 1. Reg. Die magiese nommer om te onthou is 85 desibel. Enige klank wat harder as dit, veral as jy vir 'n lang tyd daarna luister, kan jou ore permanent seermaak. Dis omtrent so hard soos 'n baie besige pad met hope karre. Goed, ons is by die laaste vraag van die vasvraag. Wat is die groot gevaar as jy jou ore aan te veel harde klanke blootstel? Dink mooi hieroor. 5, 4, 3, 2, 1.
Ja, en dis ongelooflik ernstig. Permanente gehoorverlies beteken jou ore word beskadig en kan nooit weer heeltemal regkom nie. En dis presies hoekom dit so belangrik is om ons ore teen daai harde geraas te beskerm. En dis dit. Julle het dit gemaak. Fantasties gedoen almal. Julle is voorwaar klankkampioene. Kom ons kyk net gou weer vinnig na die belangrikste punte wat jy vir die eksamen in jou kop moet hou. Goed, onthou hierdie 4 dinge. 1. Groot golwe beteken 'n harde volume. 2. Vinnige vibrasies beteken 'n hoë toonoogte. 3. Klanke bo 85 desibel is gevaarlik. En 4. Die heel belangrikste, beskerm altyd jou ore. Baie dankie dat julle saamgespeel het en baie sterkte met die eksamen. Julle gaan briljant doen.